So vanoggend begin ek met hierdie vraag, wat jy saggies vir jouself kan vra, stilletjies by jouself antwoord. Ek dink dit is 'n kontroversiële vraag in 'n Christelike konteks. Maar dis 'n vraag waarmee ek geworstel het. En wat die Here op my hart gedruk het om verder te bestudeer. En ek deel graag met julle wat ek geleer het. En ek dink dit is belangrik om hierdie onderwerp te verstaan, want soos met baie ander dinge, het ons 'n sekere standaard. En as ons nie die Bybelse standaard verstaan oor 'n sekere tema nie, wat is die alternatief? Die alternatief is die wêreldse standaard. En dit bring my terug by hoe erken ek 'n namaaksel, 'n counterfeit. As ek 'n R100 noot voor my het, hoe weet ek dis 'n vervalsing? Ek weet hoe die oorspronklike lyk. Ek het die oorspronklike bestudeer en daarom weet ek dit is 'n vervalsing. Ons weet dat Satan baie dinge probeer namaak in hierdie wêreld. En natuurlik is 'n namaaksel so naby aan die ware Jakob dat 'n ingeoefende oog dit sal kan raak sien, maar miskien nie almal anders nie. En dit is hoekom ek gedink het dit is belangrik om oor hierdie onderwerp vandag te praat. En ek verwys graag na moet ek hom op? Ja, okay. So, ek wil 'n gedeelte lees uit 2 Timoteus 3 en ek begin daar in vers 1. En dit sê, dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees. Die Engels sê, lovers of self. Geldgierig, grootpraterig en verwaand. Beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers. Ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees. Kwaadpraters, bandeloos en wreed. Sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees. Roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde hê vir genot as liefde vir God. Daardie woord vir selfsugtig in die Grieks is philautos. Verskoon my uitspraak as dit verkeerd is. En dit kom van die woord philos en autos, so vriend van self, en verwys in hierdie konteks na selfsugtigheid. In Matteus 22 vanaf vers 37 sien ons die volgende. Jesus antwoord hom: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Die liefde wat ons hier raak sien, is agapao liefde. Soortgelyk sien ons in 1 Korintiërs 13. In Romeine 5 vers 8. Agape liefde. Ek wil dit net so oopmaak. Die agape liefde is 'n ander soort liefde as wat ons aan die begin gesien het. Dit is die liefde van toegeneentheid en welwillendheid. Ons almal ken 1 Korintiërs 13. Maar ek wil graag 'n gedeelte voorlees. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. En luister nou na hierdie eienskappe. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie. Dit is nie grootpraterig nie. Dit is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Is nie lig geraak nie. En hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid.
Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, en nou, geloof, hoop en liefde bly. Hierdie 3, en die grootste hiervan is agape. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Dieselfde liefde waarmee God ons lief het, deurdat hy sy seun gestuur het, is die liefde waarmee ek my naaste moet lief hê. Is ook die liefde wat beskryf word, hoe ek myself moet lief hê. Want hoe kan ek my buurman lief hê, my naaste lief hê, as ek myself nie lief het nie? Ek het gaan kyk na die verskille tussen wat 'n wêreldse prentjie van selfliefde is en wat 'n Christelike prentjie, 'n Bybelse prentjie van liefde vir self is. Die eienskap van wêreldse liefde is selfsugtig. Dit fokus op die eie ek. Eer kom aan my toe en ek is trots. Dit klink baie soos wat ons gelees het oor Lucifer. Dit plaas self eerste. Ek doen wat vir my goed voel. Ek kies my eie waarheid. Is daar so iets soos my eie waarheid? Nee, ek is nie die standaard vir waarheid nie. Ek is wie ek is en ek hoef niks te verbeter nie. Julle moet my nou maar net aanvaar soos ek is. Dit bevoordeel net die eie ek. Dit lei tot selfbewondering. En dit poog om 'n weergawe van die te wees wat die wêreld sal beïndruk. Eienskappe van Bybelse liefde vir self is onselfsugtig. Dit veroorsaak 'n fokus om die beste weergawe van myself te wees tot God se eer. Dit plaas God en ander eerste. Dit fokus op wat God leer in die Bybelse standaard en dit kies God se waarheid. Dit maak dat ek my tekortkominge in God se hande plaas en poog om beter te lewe sodat ek 'n oorvloedige lewe kan hê. Dit bevoordeel my naaste. Dit bewonder die wonderwerke wat God in my lewe doen. Dit bring die eer aan God. En dit maak dat ek lief is vir hoe God my geskaap het. En dit maak dat ek poog om sy karakter beter te weerspieël. Ek deel graag 'n gedeelte hieroor uit Steps to Christ. Dit sê, Jesus is not ashamed to call them brethren. He is our sacrifice, our advocate, our brother, bearing our human form before the Father's throne. And through eternal ages, one with the race he has redeemed, the Son of Man. And all this, that man might be uplifted from the ruin and degradation of sin, that he might reflect the love of God and share the joy of holiness. Ek hou dit dus aan die voor dat Bybelse liefde vir self, die begrip, die aanvaarding en die weerkaatsing is van die liefde wat God vir jou het. Liefde vir myself beteken nie dat ek liewer is vir God, vir myself as vir God of vir my naaste nie. Dit beteken ek kan raak sien en aanvaar dat ek ook waardevol is in God se oë en waardig is om liefde te ontvang, versorg te word en gekoester te word. Maar wat van selfverloning? Ons as Christene moet ons onsself verloon. Ek wil graag 'n paar gedeeltes bestudeer tot hierdie punt dat selfverloning nie gelyk is aan selfhaat nie. Selfverloning beteken dat ek God se wil bo my eie begeerte stel. Deur onsself te verloon, rig ons lewens volgens die pad wat Jesus voor ons gestel het en fokus ons op geestelike groei en ewige lewe eerder as wêreldse begeertes. Selfverloning behels 'n doelbewuste poging om die natuurlike menslike neiging tot selfsugtige begeertes te verwerp
en verkies eerder om volgens die woord van God te leef. Dit is die eerste stap om 'n lewe te lei wat vrug dra en in ooreenstemming is met die wil van God. Deur selfverloning te omhels, word ons lewende offers wat die genade van God in ons daaglikse optrede demonstreer. Hierdie proses transformeer ons ou lewe in 'n nuwe self wat die liefde van die Vader en die liefde van Jesus weerspieël. Dit klink baie na selfliefde in 'n Bybelse konteks. Matteus 16 vers 24 sê: Toe sê Jesus vir sy disippels: As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Hierdie is 'n direkte oproep van Jesus aan sy disippels om selfverloning as 'n hoeksteen van disippelskap te omhels. Om jou kruis op te neem beteken om bereid te wees om lyding en opofferings te verduur ter wille van Christus. In die moderne Christelike lewe beteken dit om God se wil bo ons eie te stel, selfs wanneer dit moeilike keuses en persoonlike opofferings behels. Deur dit te doen volgens Jesus se voorbeeld. In Filippense 3 vers 7 tot 8 lees ons: Maar wat ek ook al as wins beskou het, beskou ek nou as verlies ter wille van Christus. Ja, nog meer, maar ek beskou alles as verlies in vergelyking met die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here. Ter wille van hom het ek alles prys gegee en ek beskou dit as waardeloos, sodat ek Christus kan verkry. Die apostel Paulus se woorde aan die Filippense toon 'n diep vlak van selfverloning. Hy beskou al sy prestasies, sy besittings as onbeduidend in vergelyking met die waarde van die kennis van Christus. Hierdie perspektief moedig Christene aan om te heroorweeg wat hulle in die lewe waardeer en om hulle verhouding met Jesus bo materiële gewin te plaas. In 1 Korintiërs 9 vers 27, die laaste gedeelte wat ek hier wil lees ons: Maar ek kastei my liggaam en maak dit my slaaf, sodat ek nie, nadat ek aan ander verkondig het, self dalk afgekeur word nie. Paulus wys hier 'n toewyding aan selfdissipline en selfverloning. Dit kom duidelik na vore in sy benadering tot sy liggaam en sy begeertes. Deur sy liggaam in toom te hou, verseker hy dat hy getrou en effektief bly in sy bediening. 'n Paar praktiese maniere om jouself te leer lief hê. Dit is belangrik dat ons erken wanneer ons sukkel en onthou dat niemand perfek hoef te wees nie. Om te vra vir hulp. Ons sal verbaas wees om te sien hoeveel mense bereid is om te help. Wees geduldig met jouself. Alles hoef nie vandag te gebeur nie. Die strewe na God se wil word nie in een dag afgehandel nie. Dis ons voorreg om dit altyd te ondersoek. In Lukas 9 vers 23 lees ons: Toe het hy vir almal gesê: As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. 'n ander vorm om jouself lief, 'n manier om jouself lief te hê. Het al baie hiervoor gepraat oor die New Start beginsels. Pas jou tempel op. Maak jouself gereed vir God se diens. Stel grense. Jy mag nee sê. Gesonde grense demonstreer selfrespek, deurdat dit duidelike verwagtinge skep oor hoe mense jou moet behandel en hoe jy hulle sal behandel. Bou gesonde verhoudings. Omring jou met mense wat jou met vriendelikheid en respek behandel. Maak tyd om God se skepping te geniet. Rus. God het vir jou die Sabbat gemaak. Belê in selfverbetering. Jy word nie beter deur jouself te haat nie, maar eerder deur jouself lief te hê, soos wat God jou liefhet, deur te verstaan dat God iets beter vir jou in gedagte het. My gebed vir almal vandag is dat ons God sal vra en toelaat om sy liefde aan ons te openbaar. Dat hy ons sal help om onsself deur sy oë te sien en dat ons sal leer om onsself so lief te hê, sodat ons in staat sal wees om daardie liefde met die mense om ons te deel. Kom ons sluit die oë. Vader in die hemel, ons is so dankbaar vir u groot liefde.
Ons is so dankbaar dat die Bybel vir ons 'n standaard gee om volgens te lewe wat anders is as die wêreld se standaard. Here, u standaard lei tot 'n vol lewe wat die mense om ons ook bevoordeel. Ons vra dat u ons elke dag meer en meer sal transformeer om u karakter te weerspieël in hierdie wêreld wat so vol pyn en stikkindheid is, Here. Baie dankie dat ons, wanneer ons vra het, na u toe kan kom en dat u vir elke situasie en elke struikelblok in ons lewe die antwoorde het. Vra nou dat u ook verder ons lesstudie en die res van die verrigtinge vandag sal seën, Here, en dat elkeen vandag hier sal wegstap met 'n boodskap wat hulle nader aan u bring. Amen.